Goeiemôre broers en susters. Hartlik welkom vanoggend en geseënde Paasfees vir julle almal. Ek hoop dat dit vir julle 'n wonderlike dag sal wees. En die van ons wat nou vir julle 'n dag en 'n half sonder elektrisiteit is, ons bid vir mekaar. Dit sal wel weer beter gaan, net die son skyn. Dis wonderlik. Ek wil julle uitnooi asseblief om na die tyd saam met ons te kuier in die saal. Daar's heerlike goed wat op julle wag daar, so moenie dit misloop nie. Kom drink tee en koffie en geniet saam met ons alles wat lekker is daar binne. Goed. Dan wil ek gaan wegstaan van hom af. Henry, ek wil jou in die oë kyk. Ek wil vir jou sê dankie vir donderdag aand. Vir jou en vir Lisette en vir Jaco en vir almal en natuurlik Kevin met sy cello. Man, ons moet 'n plan sien dat Kevin hier by ons bly. Ons kan daai cello daarom baie inspan. Maar ek wil vir julle opreg dankie sê. Ek weet nie of jy al van die kommentaar gehoor het nie, maar beautiful. En dit was regtig, ek het na die tyd vir hom gesê, dit het my so aangegryp. Dit was regtig verskriklik mooi, so baie dankie. Maar vanoggend wag jy ook weer vir ons 'n fees. Dankie Tanya en Christo dat julle ook vanoggend hier is. Ek is altyd opgewonde as ek sien hier's allerlei goedertjies hier voor. Dan weet ek hier kom weer vreeslike mooi goed. So ek sê vir julle ook baie dankie vanoggend. Goed, daar's 'n hele klompie verjaarsdae.
Sonja, waar sit Sonja? Daar sit sy. Sy verjaar vandag. En ek hoop dis 'n baie mooi jaar wat wag vir jou. Goed, en dan Ellen, waar sit jy? Daar sit. Sy verjaar môre. Dame, jy moet ook 'n baie lekker verjaarsdag hê. Ek het nie die Pretoria se. Is moeder hulle hierso? Nie? Kan ek waag om vir julle 'n segstokkie te gee vir ma? Sê vir haar baie hartlik geluk. Karel verjaar Dinsdag. Ek weet ek kan dit vir julle gee. Dis ander mense wat ek weet dit gaan nie bedoel naby nie. Goed, nie maar ek hartlik vanoggend Mani. Mani sit daai kant. Mani. Ek omloop. Eckhart is nie vanoggend ek het vir Eckhart gesien. En Anton. Eckhart. Jy verjaar altyd. Nee. Ja. Nou omdat jy verjaar, mag sy sien Boetie ook jou kry. Lekker. En wag, voor ek Mani kom by jou uit. Ek het nou geleer om goed te werk. Albei jy verjaar Saterdag. Baie hartlik geluk. Goed. Anton is nie hier nie, so dit is nog net Mani. Is daar nog iemand anders wat ek gemis het? Al wat positief is hiervan, ek kry my steps in, hè? Daar sy. Goed. Ek dink dis min of meer alles wat ek hier wou sê. Ek wou dan net sê, Johan Simon is in vir 'n rugoperasie en dit was 'n bietjie meer ernstig as wat hulle gedink het, maar dit gaan goed met Johan. Hy is darm al by die huis. So daarvoor is ons dankbaar. As jy weet van iemand anders, laat weet vir my asseblief. Maar kom ons raak so oomblik stil en dan begin ons met ons liturgie.
Selfs ook die wat nie geld het nie, kom, koop en eet. Ja, kom koop sonder geld en sonder om te betaal wyn en melk. Waarom betaal julle vir iets wat nie brood is nie? Waarom werk julle vir iets wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my, sodat julle kan eet wat goed is en versadig kan word met die beste wat daar is. Gee aandag en kom na my toe. Luister en julle sal lewe. Gemeente, genade en vrede vir u van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Kom ek lees vanoggend vir ons hierdie baie kort geloofsbelijdenis en dan bevestig ons dit met lied 212 en ons sing al 3 die verse daar. Die Here is ons God. Hy is die Here van die heersers. Hy is die Vader van sy volk wat op pad is. Hy is die skepper van die hemel en die aarde. Hy sorg vir ons. Sy koninkryk het naby gekom in Jesus van Nasaret, die Messias, ons Here. Hy het uit die dood opgestaan en roep ons om hom te volg. Die Gees bewerk die nuwe lewe in ons. Hy lei ons in die waarheid. Hy wys vir ons dat ons stikkende wêreld mooi moet maak. Hy gaan saam met ons die toekoms in. Kom ons sing tot lof van die Here. Love me,
skriflesing vanoggend, broers en susters, in Lukas 24, vers 36 tot 48, die opskrif daar Jesus verskyn aan die disippels. Terwyl hulle nog oor hierdie dinge praat, staan Jesus self met eens daar tussen hulle en sê vir hulle, vrede vir julle. Hulle het geweldig geskrik en bang geword en gedink hulle sien 'n gees. Hy sê toe vir hulle, waarom is julle so verskrik? En waarom kom daar twyfel in julle harte? Kyk na my hande en my voete. Dit is tog ek self. Voel aan my en kyk. 'n Gees het tog nie vleis en bene soos julle kan sien ek het nie. Terwyl hy dit sê, wys hy vir hulle sy hande en sy voete. Toe hulle van blydskap en verwondering nog nie kon glo nie, sê hy vir hulle, het julle hier iets om te eet? Hulle gee toe vir hom 'n stuk gebakte vis. Hy het dit gevat en voor hulle oë geëet. Daarna sê hy vir hulle, dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het, toe ek nog by julle was. Naamlik, dat alles vervul moet word wat in die wet van Moses en in die profete en die psalms oor my geskrywe is. Toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. Verder sê hy vir hulle, so staan daar geskrywe, die Christus moet ly en op die 3de dag uit die dood opstaan. En in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Julle is getuies van hierdie dinge, en ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle gee. Maar julle moet in die stad bly, totdat julle met krag van bo toegerus is. Ons lees tot sover vanoggend, broers en susters. Gelukkig is elkeen wat hierdie woord hoor, en uit hierdie woord gaan leef. As 'n mens in die Lukas Evangelie gaan kyk, dan is hierdie Jesus se 3de verskyning aan mense. Eers het hy aan die vroue verskyn. En nou weet ons dat die vroue ook verskrik was en baie huiwerig hierdie boodskap oorgedra het. Toe verskyn Jesus aan die Emmausgangers in die Lukas verhaal. En hulle het eers verstaan toe hy voor hulle oë verdwyn, wat het hier met hulle gebeur. En nou kry ons die disippels toegesluit in 'n kamer, doodbang vir die Romeine, en hier staan Jesus skielik tussen hulle, en hulle is dood verskrik. Hulle wonder, wat is aan die gebeur? Kan daar nog iets erger gebeur as wat alreeds gebeur het? En dan is Jesus daarom vir hulle te verduidelik. En die eerste ding wat hy vir hulle sê, wat ons baie mooi moet hoor, broers en susters, is dat hy praat van 'n goddelike moed. Die seun van die mens moet ly en sterf en opstaan. Dis nie deur 'n mens beding nie. Dis nie uiteindelik mense wat hieroor besluit het nie. Hierdie is God se raadsplan. En hy sê vir hulle, dis 'n goddelike moed dat hierdie dinge moes gebeur soos wat dit gebeur het. Jesus red ons omdat hy bereid is om te ly en te sterf en op te staan ter wille van ons. Die tweede ding wat Jesus hier doen wat vir ons belangrik is dat hy sy verskyning aan hulle werklik maak. Hy sê vir hulle, in die eerste plek, ek is nie 'n gees nie. Hier staan ek. Hier's my wonde. Kyk na my en verstaan dat dit regtig ek is wat voor julle staan. En dan toe hulle nog bietjie huiwerig is, toe sê hy, maar goed, gee vir my iets om te eet, dan bewys ek vir julle. Ek is mens, ek staan hier voor julle, sodat julle kan glo dat dit werklik is. Uiteindelik kan hulle glo, en kan hulle in verwondering staan oor Jesus wat hier reg voor hulle staan, en nog voor hulle staan en iets eet. Nou broers en susters, moet ons baie mooi verstaan wat het hier met hulle gebeur. Want dis 'n proses wat gedurig in ons moet herhaal, en gedurig met elke gelowige moet gebeur. Die eerste ding wat hier is, nadat hulle besef het hy's werklik, is dat hulle op 'n, kom ons sê 'n insigvlak, moes besef het wat hier aan die gebeur is. Dat dit Jesus is wat hulle gesien het aan die kruis hang, wat nou voor hulle staan. En dat hy so werklik is soos hulle. En dat hulle uiteindelik met hierdie boodskap die wêreld sou moes ingaan. Op daardie oomblik moes hulle op 'n insigvlak baie goed verstaan wat hulle sien.
Want vir jare daarna sou hulle hierdie oorvertel aan mense. En mense met hierdie woorde oortuig dat die Here lewe. So op 'n insigvlag, en dis waarom Jesus ook teruggaan na dit wat in die Ou Testament staan. Na die profeseë wat 'n mens daar kry. En 'n mens moet altyd onthou, ons kyk van die Nuwe Testament kant af terug na die Ou Testament toe. Dit sou 'n baie goeie oefening wees vir ons om die Ou Testamentiese gedeeltes wat gaan oor Jesus te lees en te probeer vergeet wat ons van Jesus weet. Dan sou 'n mens sien in die Ou Testament dat hulle 'n vaal idee gehad het. Dat selfs hierdie profeet wat deur die werking van die Heilige Gees hierdie profesie daar neersit, dit nie presies in lyn met wie Jesus werklik was sou kon sê nie. Hy sou kon getuig dat God groot dinge sou doen. En dat God 'n lydende knegg volgens Jesaja 53 sou stuur. Maar wie daardie lydende knegg werklik is, het Jesus vir ons kom wys. Hy het gesê, ek maak nou al hierdie profeseë en al hierdie dinge wat vooruitgewys het na God se raadsplan, maak ek op my van toepassing. Dit wat julle verwag het, gebeur in my. En nou weet ons dat hulle dit nie so verwag het nie. Hulle het verwag, kom ons gaan so vir 'n oomblik terug na Palm Sondag. Hulle het verwag dat hierdie Jesus sou Jerusalem inkom, hy sou Jerusalem oorneem, hy sou 'n nuwe koning soos Dawid gewees het. Maar dit is nie God se raadsplan nie. God het nie net na Israel en Juda gekyk en na hierdie klein stukkie aarde en hierdie klein bietjie mense nie. God het sy ganse skepping in die oog as hy sy raadsplan uitvoer. En as hy sy seun stuur om daardie redding vir ons te kom bewerk. Daarom is Jesus die volmaakte knegg. Die volmaakte mens wat aan die kruis hang. Die een wat deur God gestuur is om dit te doen. So op 'n insigvlak moet 'n mens hierdie goed ten diepste verstaan. Moet jy verstaan, en dis hoekom vanoggend aan die bokant staan, die opstanding was, en Paasfees is nie net 'n punt in die geskiedenis nie. Dis die punt van die geskiedenis. Die geskiedenis het tot daar gekom, en van daar af het die geskiedenis weer verder geloop. Op 'n insigvlak moet ons regtig verstaan, dat dit God se bedoeling was, om so nuut te begin, met sy ganse skepping. Maar hier is ook 'n tweede saak hier, broers en susters, wat baie meer op 'n spirituele vlak, 'n geloofsvlak lê. En wat ons vanoggend opnuut vir onsself moet neem. En dit is dat toe Jesus voor hulle gestaan het met sy wonde, het hy gekies om nie voor hulle te kom staan in sy almag en in sy glorie as die seun van God nie. Dit kon hy baie maklik gedoen het. En vir hulle kom wys het, wie is hy werklik as God? Maar hy kies juis om dit nie te doen nie. Hy kies om voor hulle te kom staan met sy wonde. Met die broosheid van menswees, baie sigbaar vir hulle. En daarin lê daar vir ons op 'n geloofsvlak geweldig troos. Om te weet dat die Here nie in sy almag kom nie, maar in sy mensheid. En dit wat die mens aan hom gedoen het, dat die mense hom doodgemaak het, en hy uiteindelik opgestaan het en oorwin het. En dat wanneer ons voor die Here staan, met ons eie seer, en ons eie bekommernisse, en ons eie wonde, kyk hy dit nie mis nie. Verstaan hy wie jy is, as jy voor hom staan. As jy daar staan met jou pyn, en jou wonde, en jou seer, en jou bekommernisse. Gaan hy nie na jou kyk en dink, jy het nie sy genade nodig nie. Gaan hy jou diep jammer kry. Gaan hy weet wat dit beteken om mens te wees, en om 'n mens te omarm, en deel te maak van hom, en sy oorwinning. En as Jesus so voor ons staan, met sy wonde, dan sê hy ook vir elkeen van ons, vir jou is dit moontlik om te oorwin. Vir jou is dit moontlik om herstel te word.
Vir jou is dit moontlik om op te staan en nuut te begin. Dis nooit te laat nie. Is dit nie ongelooflik om te dink dat hy so voor ons kom staan met sy hande en sy voete en sy wonde en daarin vir ons 'n stuk troos bring? Vir ons nie net op 'n insigvlak nie, maar op 'n geloofsvlak aangryp en ons lewens verander. Christus moes ly. Dis die werklikheid van die Lukas Evangelie. Christus wat moes ly en nie net daardie stukkie wat hy verhoor is en geslaan is en gekruisig is nie. Christus wat moes ly vandat hy gebore is, omdat hy God is wat mens geword het. En sy hele lewe daaroor gegaan het, dat hy vir ons kom wys het, dat daar 'n nuwe pad is. Dat daar die koninkryk van God is. En dat ons dit nie net met ons insig nie, maar ook met ons harte sal aangryp. En daaruit sal leef. Jesus sê vir hulle baie belangrike ding, broers en susters, en dis iets wat daagliks met ons moet gebeur. Hy praat van bekering. Maar die Griekse woord is metanoia. En metanoia sê vir jou, jy moet 'n hartsverandering ondergaan. Jy moet anders wees, jy moet nuut wees, jy moet herstel wees. En dit is wat die Here sê gebeur, wanneer jy in sy teenwoordigheid staan. Wanneer jy voor hom staan met sy wonde voor jou. Dat jy 'n hartsverandering sal ondergaan. En 'n ander mens sal wees. Jy kan nie daar wegloop. En besef wat die Here vir jou gedoen het. En vanoggend hier sit en die Here loof omdat hy opgestaan het en dat hy leef en regeer. En dit verander niks aan jou nie. Dit moet jou van binne af buite toe heeltemal nuut maak. Dit maak jou heel, dit maak jou gesond. Dit maak jou verstand oop, want sy Gees help jou om die lewe op 'n nuwe manier te sien en om anders te leef en anders te dink en anders te doen. Uiteindelik gaan dit daaroor dat as ons voor Jesus gestaan het, waar hy sy wonde vir ons gewys het, stap ons weg en ons gaan wy ons hele lewe toe aan hierdie Here en aan sy genade. En dan sê hy vir die disippels, en nou dat julle dit weet, en nou dat julle hierdie ervaar het, nou wag julle 'n oomblik tot julle toegerus is deur die Gees, en dan stap julle hierdie wêreld in, en julle gaan verkondig hierdie onmoontlike boodskap, dat die Here leef, en dat hy gekom het om te red en te herstel, en sy koninkryk naby ons gebring het. En dit gebeur met 'n mens, broers en susters, as jy hierdie bekering ervaar het, keer op keer, en nuut geword het en herstel is, en die Here vir jou gehelp het om ook jou wonde te genees, dan stap jy hierdie wêreld in, met 'n boodskap wat nooit stil mag word nie, dat ons Here leef, dat hy oorwin het, en dat hy vir ons die lewe gegee het. Vir hulle moes dit onmoontlik geklink het, toe die Here vir hulle gesê het, julle gaan van Jerusalem afstap, en julle gaan die ganse bekende wêreld van daardie tyd instap, met my boodskap. En wonder bo wonder, deur die werking van die Heilige Gees het dit gebeur. Nou kyk ons vandag onsself vas teen dit wat in ons wêreld aan die gang is. Wat partymal afbreek doen aan ons eie lewens. Wat ons laat wonder oor die sin van die lewe. Wat ons laat vasloop teen mure omdat ons nie weet hoe om hier verby te kom nie. Dan weer klink hierdie boodskap van die Here wat sê, ek het oorwin. En omdat ek oorwin het, sal julle oorwin. En dan trek 'n mens jouself regop. En deur die krag van die Heilige Gees stap jy hierdie wêreld in. Met 'n lied in jou hart en vreugde wat jy verkondig aan ander. Omdat jou Here leef en omdat hy vir jou en vir elke ander mens omgee. Liefhet en herstel en tot bekering bring. As ons vanoggend, broers en susters, in ons geestesoog die Here sien met sy wonde voor ons, dan is dit om ons te herinner aan alles wat hy vir ons kom gee het. Aan 'n hele nuwe lewe wat hy vir elkeen van ons moontlik maak. Dat dit moontlik maak dat ons verlos word en deel is van sy koninkryk en kan herstel word en die krag het om môre en oormôre en elke dag aan te pak.
want ons doen dit in sy naam en in sy krag en nooit omdat ons van onsself afhanklik is nie. Jesus se wonde bring genesing. En elke keer as ons met sy wonde identifiseer, as ons ervaar dat hy presies weet wie ons is, bring dit herstel en bring dit lewe vir ons. Daar's hierdie baie mooi verhaal. Eusebius, hy was die biskop van Caesarea in 314 na Christus. En hy skryf, hy vertel van hierdie pessiekte wat uitgebreek het. En dat mense letterlik uit hulle dorpies uitgevlug het. En dat hulle die siekes aan hulle self oorgelaat het. En uiteindelik het die Christene net tot buite hulle dorpies gekom, tot hulle omgedraai, teruggegaan. En ten koste van hulle self het hulle die ander siekes gaan help. En geweet, dit gaan waarskynlik ook hulle dood eis. Maar hulle het dit gedoen, omdat hulle 'n roepingsbewustheid gehad het. Omdat hulle verstaan het dat die Here se liefde dit van hulle vra. Dat hulle self verwond het terwille van ander. En daarom talle se lewe gered het en baie van hulle het hulle eie lewens opgeoffer. Nou dit weer klink so bietjie iets van wat ons so 5 jaar terug ervaar het, nê? So ons kan aanklank vind met wat hierdie mense gedoen het. En hoeveel engele daar nie onder ons was, wat ook mense se lewens aanhou red het, ten koste van hulle self. Nou broers en susters, uiteindelik as ons aan die Here dink met sy wonde, en hy vra van ons om wonde te hê terwille van ander, en om met ons wonde opreg en eerlik te gaan getuig, want daar's niks meer opreg en eerlik as 'n mens wat met jou eie verwondheid voor ander staan en sê, nogtans sal ek juig en sal ek die Here se naam verkondig. En dis wat die Here van ons vra. Vat jou eie verwondheid, vat jou eie proses van herstel en heel word, en gaan leef eg en eerlik daarmee. En laat mense verstaan waar jou krag vandaan kom. Laat mense hoor dat daar vir hulle herstel is, en dat daar vir hulle lewe is, by net een, en dis Jesus ons Here. En dan leef ons voluit in die naam van die Here, en uit die krag van sy opstanding, en tot eer van die drie-enige God. Amen. Kom ons sluit ons oë in 'n dankgebed. Here ons God, dit bly vir ons 'n wonderwerk, 'n wonderbaarlike gebeure, dat ons op opstanding Sondag en dan op elke Sondag kan opstaan en getuig ons Here leef. En ons deur U, want ons deel in U oorwinning en ons deel in die koninkryk. Dankie Here dat ons voor U kan kom staan met ons eie verwondheid, met ons eie stikkend en seer, en dat ons weet, by U vind ons genade. U sal ons versorg, U sal ons heel maak, U sal ons terugsit op ons voete. Here, dankie dat ons elke dag kan getuig, daar is niks in hierdie wêreld wat kan oorwin, want U het reeds oorwin. Daar is nie genoeg kwaad en genoeg donker om dit stil te maak nie. U lig regeer. U lig verlig ons lewens en al ons dae. En daaroor wil ons U prys en wil ons sê dankie. Dankie Here dat U ons elkeen op die naam ken, dat U weet wat ons nodig het, en dat U vir ons sorg op maniere wat ons nie eers verstaan nie. Dat U vir ons daar waar ons geloof min is, vir ons geloof gee. Dat U ons leer om te vertrou al kan ons nie sien nie. Dat ons weldra sal verstaan, maar dat ons sal vertrou al kan ons niks verstaan en niks insien nie. Dankie Here dat U genade so groot is, dat U oor ons waak. Dat U ook by hulle is wat nie vanoggend by ons is nie. En dat U vir hulle wat reis sal veilig hou en veilig terugbring na ons. Dankie Here dat ons kan bid, nie net vir ons gemeenskap nie, maar vir ons land. Vir die mense op die paaie en die verskrikking wat daar gebeur en die vreeslike aantal ongelukke en seer. Here, wil U tog genadig wees en wil U tog vir mense lei om baie meer
versigtig en verantwoordelik te wees. Dankie Here dat ons mag bid en weet U hoor as ons bid. U weet wat ons nodig het en U sorg vir ons. U kyk wyer as wat ons kyk en U weet wat vir ons goed is. En daarvoor Here sal U wil geskied. Dankie dat ons al hierdie dinge mag bid in die naam en weet. Ons Here leef. Hy leef en hy regeer. In Jesus se naam. Amen. Ons sing 2 liedere as ons slotliedere, vonk 484 tweede en lied 190 eerste, dan bly jy staan vir die seën en die wegsetting. Amen.
ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u elkeen wees. Amen.